Goeienaand almal weer eens. Ons gaan nou begin. Ek weet nie waar die ander mense is vanaand nie, maar kom ons begin sommer vanaand. Ons Hebreëse klas. Ons gaan sommer weer luister na die liedjie. As jy wil saam sing, is jy welkom. As jy net wil luister, is dit ook goed so. So ek gaan nou vir ons 'n liedjie speel oor die alfabet liedjie. Ek hoop sy klank is lekker. Sy klank reg gaan werk. So ek gaan nou aansit vir ons die alfabet liedjie. So, net gee my so 'n oomblik. While we're here in Hebrew school, we're going to have some fun and sing the Hebrew alphabet, a song for everyone. It's going to be quite simple, 'cause all you'll have to do is sing the letters after me, then I'll sing after you. Aleph, bet, bet, Aleph, bet, bet, Gimel, Dalet, hey, Gimel, Dalet, hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Kaf, Yod, Kaf, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Lamed, Nun, Samech, Ayin, Pei, Pei, Samech, Ayin, Pei, Pei, Tadik, Kuf, Resh, Tadik, Kuf, Resh, Shin, Shin, Kaf. Let's learn the alphabet, simple as it can be. You'll learn the alphabet if you sing the letters after me. Each letter has a name and a sound that it always makes. Now let's sing the special chorus. We'll have fun, it will not bore us. It's the alphabet. Aleph, bet, bet, Aleph, bet, bet, Gimel, Dalet, hey, Gimel, Dalet, hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Kaf, Yod, Kaf, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Pei, Samech, Ayin, Pei, Pei, Tadik, Kuf, Resh, Tadik, Kuf, Resh, Shin, Shin, Kaf. Let's try it once again. Practice the alphabet. Each time we sing our song, then the easier the letters get. You sing it first this time. Sing out loud, let me hear your voice. I will hear you getting better as you sing each Hebrew letter. It's the alphabet. You started. Aleph, bet, bet, Aleph, bet, bet, Gimel, Dalet, hey, Gimel, Dalet, hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Kaf, Yod, Kaf, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Pei, Samech, Ayin, Pei, Pei, Tadik, Kuf, Resh, Tadik, Kuf, Resh, Shin, Shin, Kaf. Each letter has a name and a sound it. Daar is die alfabet liedjie wat julle ook al ons aan die begin van ons klas ook begin sing het. Is altyd net so oulik om terug te gaan daarna, net so 'n bietjie weer te hoor en net so 'n bietjie hersiening te doen oor ons konsonante. So ons gaan nou aangaan met hierdie handboek wat ons laas keer aangewerk het. Maar dan die uitzoom, so voordat ons aangaan na die volgende les toe, les nommer 2, gaan ons nou eers gou 'n bietjie hersiening doen van die vokale, die konsonante. So die opdrag is transliterate, so translitereer die volgende. So nou moet jy dit skryf in die letters soos wat ons dit bietjie sal verstaan en kan uitspreek in die Romeinse alfabetletters, fonetiese letters. So kom ek vra sommer eers vir jou, Willem, kan jy nommer 1 vir ons doen? So begin by 'n punt en dan noem jy vir ons die konsonante en dan sê vir ons watse konsonant moet ek skryf om hierdie ding nou oor te skryf in ons taal. Ek hoop jy verstaan. Ek gaan probeer doen. Die eerste ene gaan 'n y wees.
dan R, dan gaan het R wees, anders is O. Okay. Dan Shin gaan een S wees. Yes. En dan een L en een M. Alright, dit is goed. Alright, ek gaan gou, ek sukkel om te skryf, ek gaan gou ding uit en uitplak. Jy met 'n oomblik. Alright, maar gaan nog gewees share, ek het dit nou aangaan hier nie, ons kyk of dit nou werk. Alright, daar werk hy nou. Alright, so jy is reg. So ons het 'n y. So kom ek gaan nou net anders omskryf soos wat ons dit sou skryf, nê? Maar ons begin by die j. Okay, so ons het 'n y. Dan ons 'n r. Dan het ons 'n waf. Dan 'n s. Dan 'n l en dan 'n m. Okay, so en wat se woord is hierdie Willem? Wat se naam is dit? Dis die stad Jerusalem. Ja, so Jerusalem, okay? So Jerusalem. Dis dit. Alright, kom ons gaan na 'n volgende een toe. Kom ons doen nommer 4. Okay, so ek weet nie dan nie so na as jy dalk gemaklik om vir ons te kyk na nommer 4 of as jy nie nou gemaklik nie. Dan nie so na, as jy daar, ek wil nie so nie. Alright, Willem is jou kinders daar by jou of nie, vanaand? Hulle sê die gewoon, hulle is reg. Alright, ken hulle al die konsonante of nie? Dan, is die duidende, ne? Buiten denk jy is het. As jy die eerste is een y. Alright, goed. Duidende. Ons gaan nu volgende letter, wat jy moet hou, die derde letter. Die wat klink het? Is dit goed? En laat die ene? Nee, is een kie. Is een kie. Alright. So, wonderlik, baie goed Reggie. So is 'n j, dan is 'n sadi, sadi, dan 'n get en 'n q. Okay, so j, sadi, get, kouf. So die sadi, ekskuus, skoning, so die sadi, onthou die sadi lyk amper soos die iron, okay? So ons het die iron en die sadi wat baie keer dieselfde lyk. Of mens kan dit verwar, maar daai is 'n sadi daarso. Alright. Nou wat se naam is dit? Dis iemand se naam in die Bybel. Wie se naam is dit? So dit is die ou wat sy pa moes hom geoffer het, maar toe het hy nie. So Reggie, wie is dit? Isak, ja. So Isak, right? Dis Isak. Okay, so dis sy naam daai. Alright, Alright, Karel J, welkom. Kan jy nommer 6 vir ons doen asseblief? Okay, nog awesome, maar ek sien. Okay, ons begin met 'n shin, 'n sh. So is 'n S met daai onderste bo kappie op. Alright. Dan het ons dan het ons daai is 'n main. Dis korrek. En dan het ons waf. Okay. En dan die
Alef vir die agterste voor klein C en dan 'n Lamet. Lamet, alright, en wie se naam is dit? Samuel. Samuel. Baie goed, tou vir my oud. Baie goed. Okay, dan... Alright, is Aiden daar by jou of nie? Aiden, are you there? Hy is hier so, ja? Alright, so Aiden, can you do number 11 for us, please? Nee. Hey. Nee, begin in die regterkant. Draai. Good. Right. Yep, rond. So we eat that. Kaf. Alright, good. Is volgens ook rond. Ja, dat is mooi. Hash. Good. Jod. Hey. So, hey, ja. Ja? Hey. Hey, ja. And whose name is this? One of the prophets. Zechariah. 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 So I'm not sure how the English spelling is, Zechariah. So Zachariah in Afrikaans. Zachariah. So one of the prophets. Alright, so baie goed julle. Okay, so dis altyd goed om ons konsonante te hersien, to revise our or review our consonants. Alright, so let's go on. Okay, nou gaan ons na les nommer 2 toe. Okay. So les nommer 2, so les nommer 1 gaan oor die konsonante ensovoorts. Lesson 2 of lesson 2 gaan oor syllables. Okay, so syllables is lettergrepe. So lettergrepe is 'n baie groot ding natuurlik, 'n belangrike ding in enige taal. In Hebreëus is dit ook nog 'n besonderse belangrike ding, want daar's baie reëls rondom watter vokale kan in watter syllables voorkom, ensovoorts. So daar's baie fyn reeltjies daaroor. So syllables is baie belangrik in Hebreëus. Daar's 'n paar goed wat uniek is. Dis anders as ons syllables, nie in Engels of in Afrikaans. Alright, so each syllable starts with a consonant. So elke lettergreep moet met 'n konsonant begin. Dit kan nie met 'n vokaal begin nie. So onthou dit. Alright, dan elke syllable het een vowel. Alright? So en dan kan hy eindig met daai vowel of hy kan nog 'n konsonant aan die einde kry. Okay. So dis die ander ding wat baie belangrik is. So dan noem ons dit, ons gaan nou daarby uitkom, maar dan het ons die sogenaamde oop of toe syllables. Alright. So a syllable is either one of the two, either oop of either toe. Okay, so hy kan nie, daar's iets anders nie. So as hy oop is, dan begin hy met 'n consonant en dan het hy 'n vowel. So hy is oop want daar's nie 'n konsonant aan die einde nie. As hy toe is, dan is dit konsonant, vowel, consonant. Okay, CVC. So die handboek gebruik ook hierdie CV en CVC. Okay, verklaring later. So dis die twee reëls binne Hebreëus. So onthou, Hebreëus kan nie ander tipe goed hê so sê net maar CC of klink amper soos VCSV wat ek nie wil uitspreek. So CW, CC of iets soos dit. Daar's nie sulke goed in Hebreëus nie. Daai is die enigste twee opsies. In Bybels Hebreëus, syllable kan net een van die twee wees. Okay. 'n Ander ding wat ook baie belangrik is in terme van lettergrepe of syllables dan is die stres. So stres beteken waar is die aksent, okay? So 'n aksent is altyd op een van die syllables. Okay, so in Bybelse Hebreëus die stres word nie altyd aangedui nie, maar as dit nie aangedui word nie, dan is dit op die laaste syllable van 'n woord. Okay? Dan so dis die golden rule. So if there's no accent indicated in a word, it's always on the last syllable.
as daar 'n aksent aangeteken word, dan is dit gewoonlik so 'n tekentjie wat so lyk en hy is nie bokant van die eerste konsonant van daai syllable. OK. Ja, as ek nou reg, ja, die eerste konsonant is nou reg. Ons gaan nou kyk na voorbeelde. OK, so dan is daai teken gewoonlik daar. Daar's ander tekens ook, maar hierdie is veral die teken wat wys wat vir ons pertinent wil wys dat die syllable stressed is. So wat beteken dit as iets stressed is? Dit beteken dat jy, as jy die woord uitspreek, moet jy op daai spesifieke lettergreep die klem lê. Alright, so when you pronounce a word, you need to exclamate or you have to stress out that specific syllable where the accent mark is. Alright, so that's the way you pronounce the word. Okay, so sekere vokale hou van dit, ander vokale hou nie van 'n aksentteken. Alright, en dan as die aksent dan moet wees, dan sal die vokale verander in Bybels Hebreëus. Okay. Nou kom ons nou saam met dit is die natuurlik die vokale, die vowels. Okay, so ons het 3 groepe vokale in Bybels Hebreëus. Okay? So ons het die A, I en U. Okay? Onder A is dit die kamets, die patag. Okay, en dan alright, en dan I is dan soos die sheva, die sere, die segol. Onder die U vowels is dit golom. En I is also obviously Griek, daar, so golom is daar kolletjie bo is. Griek is 'n kolletjie onder. So golom is 'n kolletjie bo en dan het ons ook kibbutz. So dis 3 sulke kolletjies bymekaar. So oe-klank en dan het ons ook die surek wat 'n waf vat. Hy gebruik 'n waf as deel van sy hoe hy lyk met 'n kolletjie in die waf of so by die langs die waf. Okay. So daar's 'n paar ander vokale ook, maar hierdie is die hoofvokale. Okay, so dis min of meer die opdeling van A vokale, I vokale en U vokale. Okay. En daar's baie reëls rondom dit. Okay, so onthou maar net dit. Alright, so kom ons kyk gou, wag, kyk, want ek het uitzoom hierso. Alright, so kom ons kyk gou, hier is 'n lys van die vokale. So onthou, ek het ook vir julle 'n ding gestuur in die begin van die semester. So albei is reg, daar's nie een wat verkeerd is nie. Julle sal maar net agterkom dat soms skryf sekere scholars sal baie keer die goed anders is bietjie spel of skryf of ander tekentjies hê, min of meer. Ek weet as mens nou baie tegnies wil raak, dan raak dit 'n bietjie 'n probleem, maar min of meer is altyd maar dieselfde. Okay. So A vowels. Dis my first group, my eerste groep is die A vowels, tweede is die I vowels en derde is die U vowels. Okay, so A vowels is dan nou patag en kamets. Alright, so 'n patag, die eerste een wat die streepie onder is. Dis 'n kort A klank. Okay, so in Engels sal ons sê car. Ja, nee, is nie goeie voorbeeld nie. Kom ons sê cat eerder, cat. Ek weet nie hoekom hulle daai voorbeeld daai, moet eerder cat wees. Dis nie goeie voorbeeld daai nie. En hy herhaal dieselfde een. Okay. So kom ons sê cat. Okay. So cat is 'n short A sound. Car, kamets is 'n lang A klank. Okay. Bal, kar. Okay, so daai tipe van gedagte is 'n lang A klank. Ons skryf dit gewoonlik dan nou as jy transliterate skryf dit met 'n A met 'n streepie bo. Beteken dit dui op dat dit 'n lang klank is. Okay, so dis patag en kamets. Onthou ook dat daar 2 tipes kamets is. Die ander die kamets val hier onder die U sound. Okay, want dit raak 'n O klank. Okay, so ons gaan nou by hom uitkom. Hy lyk dieselfde as die ander kant, al die 2 kamets lyk dieselfde. Die kamets gaan toe, die O klank kom in sekere areas voor. Daar's soos baie reëls ook rondom dit. Of nie so baie reëls nie, maar dit is ook goed om te weet. En dis waar die aksentteken baie belangrik is. Ons gaan nou daarby kom. As ons daar kom. Alright, nou dit is I vowels. So I. So ons het segol. Okay. So met. En dan sere. So is 'n E met 'n lang streepie bo-op, so dit raak 'n lang E. So dai. Daar miskien nou 'n ander voorbeelde aan ding, maar 'n lang E klank, nê? Amper in Afrikaans is nie heeltemal dieselfde nie, maar ons sal byvoorbeeld sien nou maar 'n E met 'n dubbelstreepel, nie reël byvoorbeeld. Dis nie natuurlik nie dieselfde nie, maar dis net om net julle idee te kry oor die klank van dit. En dan het ons Griek, die kolletjie onder. So dis ons I klank, Griek. So daar's 2 formate van hom. As dit net 'n Griek is, bedoelende dit is 'n konsonant,
Gierek en dan 'n volgende konsonant, dan is dit 'n kort I. Dan is dit 'n gewone I. Maar as dit 'n Gierek J is, so jy sal baie keer sien dat jy byvoorbeeld, ek maak sommer net 'n woord op nou, dat jy 'n Gierek J het. Okay? Whatever. Dan, daai Gierek en die J word baie keer saam gelees, en daai J noem ons 'n matres. Okay, ons gaan nou 'n bietjie daarby kom, ek dink die tyd vir daarby kom. Dis 'n leesmoeder, dis 'n hele ding op sy eie, daar's sekere vokale wat soms 'n konsonant by hom het om hom te help lees. Bedoelende hy letterlik help hy ons om te lees die konsonant, die vokaal, ekskuus tog. Alright, so as hy 'n Gierek J is, dan raak dit 'n lang I. 'n I met 'n streepie bo. Alright, so dis maar net dit dat julle maar net daarop 'n bietjie attent gemaak word. Alright, die derde groep vokale is dan die U klanke. Alright, so soos 'n O of 'n U tipe klank. So die eerste een is 'n kort klank, die kamets gatoef. Alright, so loft. Afrikaans sal ons sê kol. Byvoorbeeld 'n kort O klank. Dis nie kool byvoorbeeld nie, dis kol. Okay? Nou waar kom hy voor? So wat ek vir julle gesê het, hy lyk presies dieselfde as die ander kamets. Die kamets gatoef kom in een plek voor. En dis hoekom ons syllables moet baie goed ken en ook ons stres, die reëls oor die stres. Kamets gatoef kom slegs voor in 'n closed unaccented syllable. Dis wanneer die syllable in toe is, soos 'n konsonant, die kamets konsonant en die stres is nie daar nie. Dan is daai altyd, ek wil sê 99% van die tyd, is dit dan 'n kamets. 'n kort kamets gatoef, 'n kort kamets. Okay. So dit is dis die hoofreël. Daar is 'n uitsonderings. Daar's 'n ander ding wat jy streepie langsom sit, dan sit noem dit 'n meteg, dan raak dit 'n kamets 'n lang A. Maar ek wil julle nie te mekaar maak nie, maar weet julle maar net dat in 'n closed unaccented syllable is 'n kamets gatoef. Hy word dan 'n kamets gatoef soos 'n opklank. Okay, so dis die groot ding. Dan het ons die U klanke. Alright, verder ons die kibbutz. So 'n U klank. Weer eens, hy kan twee forme hê, dit hang af van die matres wat hy gebruik of nie het nie. As hy nie een het nie, is dit 'n kort U klank. Alright, so dis rule. Okay, so byvoorbeeld in Engels. En dan het ons 'n golem. Golem is 'n lang O klank en dit is soos 'n woord byvoorbeeld 'n roll. Okay, so 'n lang O klank. Okay. So dit is die onderskeid daar. Alright, so dit is nou die vokale. Julle sal sien dat soms, ek wil kyk wie die voorbeeld is hier. Soms is daar ook 'n dubbelpunt, en ons noem dit 'n sheva dan nou, maar langs van hierdie vokale. So jy gaan letterlik langsom sien, sê maar byvoorbeeld hier by die, kom ek gebruik die segol as 'n voorbeeld, of die sere, dan kry jy 'n dubbelpunt langsom, direk langsom, wat vir ons aandui dis 'n ekstra kort vokaal. En dit is, ons noem dit die soortgename gatef vokale, soos kamets gatoef, gatoef beteken kort, soos 'n kort vokaal. Alright, so weet maar net, as jy dit sien, moenie uitfreak en dink, nou wat 'n vreemde is, ander goed is dit hierdie nie, dis nie twee vokale en dis een ding wat jy alleen moet uitspreek as een ding. Okay, so ek noem dit ook maar net vir julle, dat julle net daarvan weet. Alright, so daar's baie ander reëls ook rondom dit, dis nie altyd net so eenvoudig nie, maar as julle hierdie koddietjies en streepietjies en dingetjies begin leer ken, raak dit vir julle makliker om die woorde uit te spreek dan nou later. Okay, kom ons gaan gou aan. Alright, so hier is klomp notas aan die onderkant, ek gaan nie deur alles nou gaan nie. Okay, nou hier is wat ek van gepraat het, die matres lectionis. Okay, so dis nou 'n Latynse term. Matres is dan nou is om moeder en lectionis is om te lees. Okay, so in Afrikaans noem ons dit leesmoeders. So, okay, die geskiedenis agter dit is, en dit is so 'n bietjie geskiedenis oor die taal van Hebreëus, is dat aanvanklik, en ek het dit genoem in die eerste twee klas wat ons gehad het, in die begin, toe Hebreëus ontwikkel was daar nie vokale in die teks nie. Okay, en selfs vandag, in moderne Hebreëus is daar ook nie vokale nie. Die vokaalsisteem is net in sekere Bybels, en dis wat ons gebruik
byvoorbeeld waarvan ons Bybels vertaal word vanaf, die Masoretiese teks. So daar was eerstens glad nie vokale nie. Toe begin hulle om te sê, alright, maar party mense sukkel bietjie om die goed reg uit te spreek, om te lees, op die hart op te lees. Kom ons sê vir sekere vokale wat soms moeilikheid maak, kom ons gee hulle konsonante by om hulle te help lees. As ek sê konsonante by, dan was daar letterlik 'n H, 'n hy, 'n waf of 'n j net ingesit tussen die konsonante. So daar was nog steeds geen vokale nie, maar een van daai 3 konsonante was ingesit en ook alef. Jy kry alef ook aan die einde van woorde soms as 'n matries, maar in elk geval so die punt is dit was ingesit sodat mense die woord weet om te lees, want hulle weet by 'n h kom daar 'n sekere vokaal by wat ek moet lees. By 'n waf is daar 'n sekere vokaal en by 'n j 'n sekere konsonant vokaal. So dit was nie by almal van hulle gedoen nie, maar dit was by sekere woorde waar dit juist moeilik was om nie te weet, as jy nie weet hoe om die woord uit te spreek nie. Oor die algemeen het die Jode, hulle het geweet wat se vokale kom waar, okay? Dis maar net soos wat mense jonger kinders kom om hulle te help te lees ensovoorts wat hierdie goed bygesit was om net dit te help dat hulle makliker kan lees. Okay, so dis waar die mothers of reading bykom. Nou hierdie matries lectionis is tegnies, al is dit nou 'n konsonantse vorm, waar dit gebruik word as 'n leesmoeder, word dit nie verstaan as 'n konsonant. So they are not consonants. Okay, so jy moet hom nie uitspreek nie. Hy is net daar om jou te help om die woord uit te spreek. Okay. So vir ons is dit moeilik later, in die begin weet ons nie altyd lekker nie hoe om dit uit te spreek nie, veral as jy nou begin leer. Daarom is 'n hy en 'n j en 'n waf makliker rig. Dis dan nie een van die ander konsonante nie, so in terme van dit help dit. Dis ook altyd na die vokaal. So dis nie jy begin die vokaal met dit sê eers die konsonant hier, so dis eers na die vokaal. So dit maak ook die uitspraak om so 'n bietjie makliker vir ons wat nou nie moedertaal Hebreëse mense is nie. Okay. So maar ons kry nog steeds hierdie matries lectionis in die teks saam met die vokale, maar dis net so 'n bietjie dat jy verstaan wat die geskiedenis agter dit en wat is die doel daarvan ook. Okay. So kom ons kyk gou hierso. So die jot, as die jot as 'n matries gebruik word, onthou die jot is nie altyd 'n matries nie, dis net in sekere gevalle 'n matries. So die jot word altyd gebruik saam met 'n gierek of 'n segol of 'n sere. Okay? Die hy matries, hy het nou verskillendes wat saam met hom kan gaan, en daar's ook reëls vir dit. Gewoonlik aan die einde van 'n woord baie keer, ook nie altyd nie, maar soms aan die einde van 'n woord. So ons het saam met 'n kamets, saam met 'n segol, saam met 'n sere en saam met 'n golom. Okay? En dan die waf word gebruik spesifiek met die u-vowels, okay? So saam met 'n golom waf of 'n surek. So nou ons neem daai surek. Dis daai spesifieke hierdie vokaal se naam surek. Alright. So dit is 'n bietjie van die agtergrond rondom dit, sodat julle dit ook net besef en daarvan dan nou kennis neem. Okay. Is daar enige vrae hieroor? Alright, kom ons gaan aan. Okay, hier is nou weer reëls hieroor wat julle ook maar moet net die fynskrif bietjie maar net moet dophou so bietjie as julle sou wou. Alright. Okay, dan 'n ander ding is, okay, full en defective spellings. Okay, so lang vokale is in sekere woorde altyd geskryf met 'n matries, maar in ander gevalle kry mens nie die matries daar. Okay. En wanneer die matries het, noem ons dit 'n full spelling. In Afrikaans is daar nie lekker woorde eintlik daarvan nie, en dan soms is dit 'n defective spelling. So dis nou in die Bybelse teks wat jy kry, so jy kan Dawid kry, David sonder met 'n j of sonder 'n j as 'n matries. Okay. So die punt is maar net Dawid gaan nie altyd dieselfde lyk nie. En daar's baie redes daarvoor, maar soms is daar woorde wat maar nie verskillend geskryf is op verskillende plekke. Okay? Die skrywer het dalk besluit nee, hy wil dit so skryf of wat ook al. Daar's klomp verskillende redes hoekom die Bybel spesifiek geskryf is soos hy geskryf is. Die punt is maar net jy moet maar net weet dat soms kry jy die matries by en soms nie, veral met die lang vokaal. Okay, so ons hoef nie te veel te worry hieroor nie, ons kan maar net aangaan, julle moet maar net kennis neem van.
Alright, nou praat ons oor stres. Okay, en nou stres is dan die aksenttekens, okay. So, okay, so as skryf die woordjie ebed, hierso, ebed. So hierso kry ons die stresteken, nee man, dit is mooier maak, kry ons op die eerste syllable, okay, eerste lettergreep. So, dis letterlik dan en ook omdat die lettergreep daar is, of nie, as 'n ander rede is ook daarvoor, maar dan is die eerste lettergreep, okay, so boere dit is ayin plus segol, okay, dis my eerste lettergreep, en dan die tweede lettergreep is byt segol dal, okay. Onthou, ons skryf die twee E's lyk 'n bietjie anderste, want die een het 'n aksent en so aan, ander nie. Weer eens, jy hoef nie te veel te worry daaroor nie, maar dis ook die aksenttekens word aangedui daar die akietteken daarso. Okay, so wees maar net bewus daarvan. Alright, so okay. So dan sal jy ook kry, okay, so wat ek genoem het klaar vir julle, nê, die hoofstres van 'n woord val gewoonlik op die laaste lettergreep. So, hulle noem dit ook ultima. Ultima beteken die ultimate, die laaste lettergreep. So dis gewoonlik daarso. As dit nie daar is nie, word dit gewoonlik aangedui. Soos met ebed, nee, so ebed sal mens gewoonlik verwag, alright, hy moet eintlik tussen byt en dalet wees. Nou is hy nie, so nou word hy aangedui dat hy in die eerste lettergreep die stres is. So ek sê dan die woord sal ek uitspreek is as ebed. En nie ebed nie, dis ebed. So die stress, the accent is in the beginning of the word. And that is how you must pronounce it. Okay. Okay, kom ons kyk gou 'n bietjie hierso. Alright, so nou is die woordjie David. David. So hierso het ons die stres word nie aangedui nie by David nie, maar dan outomaties is dit op die laaste syllable. Okay? Stres aan die ultima. Op die laaste syllable lettergreep is die aksent kom outomaties daar, soos David. So ebed, ons het klaar met dit gepraat oor. Okay, daar's nou ander terme ook wat hulle gebruik soms vir dit. So die stres syllable noem hulle soms die tonic, en dan die een voor hom noem hulle pretonic, en dan as daar 3 lettergrepe is, en die eerste lettergreep as die aksent op die laaste lettergreep lê, dan noem ons dit die pro-pretonic. Nou, hoekom hierdie goed ook belangrik is ek gebruik altyd die voorbeeld om te sê dat, ek weet nie, ek het maar, julle het ook die voorbeeld gebruik, ek weet nou nie, julle weet wat 'n seesaw, okay, 'n wipplank. So wat kinders mee speel, nee, ek hoop julle weet, Reggie, weet jy wat is 'n wipplank? Het jou pa jou gevat na my wipplank daar buite Lensburg, die parkie. Willem? Willem, is jy daar? Klink my is nie daar nie. So, Aiden, do you know what's a... ons weet wat 'n wipplank is. Weet jy wat 'n wipplank is? Alright, okay, wonderful. Alright, so 'n wipplank is wanneer iets gebeur in die, okay, ons maak 2 mensietjies hierso, right. So die gedagte is, as jy vat na 'n woord in Hebreëus, woord, as iets in die voorkant gebeur, aksent neem af, dan moet dit aan die ander kant die opneem, en vice versa. As die aksent skuif na die voorkant toe, dan moet die aksent aan die buitekant, aan die ander kant weer afneem, nee? Dan beweeg die ding weer aan die ander kant. So Hebreëus werk nogals baie so, in alle tale werk eintlik maar meestal so, maar dit is nogals oulik om Hebreëus so te verstaan, om te weet, en hoe langer die woord raak, hoe meer syllables daar is, hoe meer is hier nog meer van toepassing, dat jy moet weet waar is die aksent van 'n woord, want dit bepaal ook die vokale. So sekere vokale is altyd by sekere plekke, min of meer, maar as die stres daar kom, sekere veral jou kort vokale, short vowels, hulle hou nie van stres sommer nie, so, want hulle is kort klanke, so in valhoek is dit oop lettergrepe ensovoorts is. So dan verander die vokale soms, want hy kan nie die stres hanteer
van die aksente nie. Okay, so dis ook 'n ding wat belangrik is. Hoekom noem ek dit vir julle? Want soms sal jy 'n woord sien wat bietjie anders te gespel is as wat jy verwag om dit te wees, en dis dan oor die aksente ensovoorts. Okay. So kom ons kyk na die woord mimakum. Alright, so mimamkom is na die plek toe of na die staanplek. Alright, of jy kan anders ook vertaal. So hier het ons nou drie ons het drie syllables hierso. Okay, so kom ons kyk gou na hierdie tweede mem hierso. Hy het 'n kolletjie in hom. Wat noem is daai kolletjie? Kan iemand onthou? Wat noem is daai kolletjie? Dagesh. Goed. Dagesh forte. Dagesh forte, goed. So Dagesh forte, want hy double, né? So hy double. Okay, so Dagesh forte beteken hy double. So daai tweede mem double, né? So daar's eintlik nou daar's tegnies nou 3 mems aan die begin en aan die einde nog een, né? So daar's nou 4 mems eintlik tegnies. Okay, so ons het mim ma kom. Okay, so ons kan sien hoe langsam is dit netjies vir ons uitgelig. So ons het mim ma kom, né? Ons sien die streepie bo die a want dit is 'n kamets, 'n lang a klank daarso en dis 'n unaccented open syllable. So dit kan nie 'n kamets toe wees nie, maar hy is 'n closed unaccented syllable. Hierdie is 'n open unaccented syllable. Alright, soos mim ma kom. So die gedagte is dat die kom, die laaste syllable vat dan nie die stres. Okay, mim ma kom. Okay, so dit so ons sal uitspreek. Hier's al die verskillende name wat jy sien hierso, né? So kom ek maak dit so 'n bietjie skoon weer hierso. So ons het ons eerste syllable, tweede een, derde een. Right, so die eerste een noem ons die proprietonic, want in hierdie woord die aksent is nie aangedui nie. So nou moet hy op die derde een val, nie? Hy is outomaties op die derde een, al hy word nie aangedui nie. So die tonic syllable is dan die een waar die stres is. Die een voor die stres is die pretonic en dan proprietonic is daar nog een voor hom ook is. Okay. Dis maar net wat die terme beteken. Alright, tonic is wat die syllable is. Obviously, is dieselfde. Dis maar net so kom, mim ma kom. So kom is waar die tonic lê. Alright. Dis baie belangrik om net daai goed in ag te neem. Okay, die sheva is ook 'n moeilike een. Okay, so sheva is 'n tipe is dan een van die vokale. Maar soms word dit genoem 'n halwe vokaal. So dis ook hoekom ons dit tydjie so met 'n in die woordeboeke sal dit as 'n onderste bo e wat half opgelig is half superscripted. Half superscripted reversed e. Okay, hoe hulle baie keer so sal skryf, want dis 'n baie kort klank. Nou in Hebreëus is daar twee tipes van hulle. So dis die een is vocal. So dit beteken jy spreek hom uit. Okay, en die ander een is silent. Dit beteken jy spreek hom nie uit nie. En daar's nou reëls vir dit en weer eens jou aksenttekens, jou syllables en die tipe vokale is baie belangrik. Want daar's baie spesifieke reëls vir 'n sheva wanneer hy voorkom of nie voorkom. Alright, ek gaan vir julle ietsie stuur later wat julle kan na kyk oor wat ook reëls uitlig oor wanneer is dit wat. Alright. So kom ons kyk na hierdie woord hierso. So obviously is daar 'n paar maklike goed rondom dit. As dit die eerste vokaal is van 'n woord, dan moet hy vocal wees. Jy kan nie 'n stil vokaal hê in die begin van 'n woord nie. So ons het die woordjie berit. So berit beteken verbond of covenant in Engels. So berit, daai sheva moet ons uitspreek. So berit. Okay? So dis 'n sheva met 'n vocal sheva. So ons spreek hom uit. Okay? Dan het ons die woordjie Israel. So hier spreek ons hom nie uit. En die gedagte is voor hom is daar 'n giret. Soos julle kan sien by Israel, voor hom het ons 'n short vowel. So giret is 'n kort vokaal. En as 'n kort vokaal voor 'n sheva is, dan is die kans baie goed dat dit dan silent raak. Want hoekom so? Want dit is moeilik om te sê Yisrael.
So dit raak dit moeilik die klanke om dit by mekaar so uit te spreek. Dan raak dit Yisrael, en nie Yisrael nie. En dan begin jy sleep jou tong en jy kan nie die woorde lekker uitspreek nie. So dit baie keer hierdie reëls is oor praktiese redes daar. Dis nie net iemand wat moeilik gewees het om nou net klomp reëls uit te dink en die lewe moeiliker vir ons te gemaak het nie. Daar's praktiese redes hoekom dit so is. En dit is oor die uitspraak van die konsonante en vokale en hoe hulle by mekaar kom en dan die komplikasies daarbey. Alright, so is Yisrael. Okay, so neem kennis daarvan. Samuel of Samuel, alright, so ons spreek hom uit want aan die begin van 'n woord. As die tweede woord is, alright, kom ons kyk gou hierso. Hier is nou interessant een. Hier het ons twee by mekaar. So hier het ons twee Shavas langs mekaar. Dit gebeur ook baie keer. Nou die reël is dan die eerste een raak silent en die tweede een is vocal. Okay, so dit raak Yishmeru. Yishmeru. En nie Yishmeru or something like that. So dit raak nie Yishmeru nie. It's Yishmeru. Yishmeru. So it's nie Yishmeru nie. It's Yishmeru. So die eerste een is dan altyd silent. As dit langs mekaar staan. As die eerste een altyd silent. Alright, hier het ons hierdie woordjie hierso. Alright, so hierdie is 'n werkwoord. Okay, dit is dan nou om uit te spreek, te praat, so dabar. So ons het 'n PL ook, hy verdubbel daarso, so daai byt, die kolletjie in die byt is 'n Dagesh forte. Die Dagesh en die ander een, wat is sy naam? So twee Dagesh hierso. Wie kan ons help? Wat is die ander tipe Dagesh? Dagesh Leni. En wat is sy doel? Wat is sy purpose? En hy maak hom 'n harde klank. Harde klank. Okay, so ons het Dagesh Leni. Okay? En die Dagesh Leni kom voor in 'n groep konsonante wat ons noem die Begat, Gefat. Alright. Okay, so byt is dan die byt, Gimel, Dalet, Kaf, Py en Taf. Okay, so 6 konsonante Begat, Gefat. Alright, so Dalet is een van hulle. Alright, en dit kan ook nie 'n ander tipe Dagesh wees nie, want hy kan nie double in die begin van die woord nie. Want dan die twee konsonante, so dis ook maar 'n reël nie, dat kan nie konsonant waal wees nie. So dit kan nie twee konsonante wees nie. So dit moet 'n Dagesh lyne wees. So daar's klomp reëls vir dit. Alright, so dis Dis meer as hoe weet ons dat die tweede een nie ook 'n Dagesh Leni is nie. Wat sê ons dat hy Dagesh forte is? So as hy uit die Shava. As hy Shava het, moet hy dit hê, plus hy het 'n kort vokaal ook. Die kort vokaal maak hy double. So dis eintlik, ja, kom ek sê eerder die short vowel is die giveaway. So hy het ook 'n gierek voor hom, so dan moet hy 'n close syllable raak. Alright, so dit moet div, ve, ru wees nie. Alright, so daar's 3 syllables, div, ve, ru. Okay, so ek sal vir julle, is 'n goeie vraag, dankie vir dit. Ek sal vir julle daai ding aanstuur, dis so chart, so flow chart wat wys die reëls vir die Shava en die Dagesh. So jy kan altyd onderskei, alright, dan volg ek daai reëls, dan weet ek wat is hierdie en wat sien is daai. So ek sal vir julle aanstuur, kan julle 'n bietjie daarna kyk. Alright, so kom ons kyk waar is ons tyd. Ons tyd is verby. So alright, kom ons kyk gou wat is nog res van die boek nog. Alright, dan staan in die Shava nog verder. Die Gatef vowels wat ek van gepraat het, nê? As hy 'n dubbel kolletjie punt kry, Shava kry langs die vokaal. Ek gaan 'n bietjie inzoom daar. Alright. So dan raak dit 'n Gatef Patah, Gatef Sigol of 'n Gatef Kamets. Maar dan raak hy baie kort. So dis maar net iets, ek noem dit maar net vir julle, jy hoef nie alles te weet nie. Dis maar net as jy so iets sien, dan moet jy nie skrik en dink as twee vokale wat jy nou moet uitspreek na mekaar nie, want dit kan ook nie gebeur nie. So die Shava wys maar net dis 'n baie kort vokaal. Alright, die stops en spirants, dis ook maar net 'n ander term. Dit beteken ook verwys ook maar na Begat Gefat letters toe. Wat ons net, dis 'n ander manier net om daaroor te dink. Kamets Gatoef. Dit is wat ek nou oor gepraat het, wanneer is dit 'n kamets of kamets Gatoef? So kamets Gatoef is die o-klank, is die kort een. As dit net 'n gewone kamets is, dan is dit 'n lang klank, 'n lang a-klank. Alright, so daar's die reëls rondom dit. Maar hier is een wat so 'n bietjie 'n moeilike makertjie is. Of nie noodwendig nie, maar dit kan moeilik wees. So ons het hier woordjie ruach.
Hier is nou 'n uitsondering op die reël. Want kyk, die reël is altyd as 'n vokaal onder 'n konsonant is, dan lees jy eers die konsonant en dan die vokaal. Dis altyd hoe dit werk, né? Maar as 'n patag aan die einde van 'n woord is, saam met 'n spesifieke konsonant of so, okay? In besonder die get, die hy, konsonant hy, so ook, ek wil ook noem hierdie hy wat soms 'n kolletjie in hom het, dit is nie 'n dagesh nie, al is dit 'n kolletjie. Hierdie dui vir ons, dit is 'n konsonant, en nie 'n wat ander ding nie. Ons het gepraat daarvan voorheen. 'n Hy kan iets anders ook wees, as hy nie 'n konsonant is nie. Wat is die ander naam vir hom? Hy help ons konsonant. Kan ek sê? Net 'n hy, wat 'n hy kan of 'n konsonant wees of iets anders te wees. Ons het vroeër vanaand daarvan gepraat. Hy help mens om iets te lees. Die matres. Right. So wanneer 'n hy spesifieke kolletjie in hom het, dan is dit so om vir ons te wys dat dit is 'n konsonant. Net om te onderskei dat mense nie die mekaar raak nie. Veral omdat aan die einde van 'n woord is, kry ons baie keer 'n hy matres op die einde van 'n woord. Maar as hy 'n kolletjie het, dan wys dit vir ons hierdie konsonant is hierdie hy is 'n regte konsonant. Dis nie 'n matres nie. So daai kolletjie noem ons 'n mapiek. Dis nou die term wat hy genoem word, 'n mapiek, en hy dui vir ons om net te onderskei te sê hierdie is 'n regte konsonant. Hierdie is nie, moet hom nie verwar met 'n matres nie. Alright. So as hy op die einde is get of ayin, dan gebeur dit soms dat daar nog 'n vokaal voor die ding is. So dan sal ons ruach, okay, so wat het ons hier? Ons het 'n resh, dan het ons 'n vokaal. Wat noem ons daai vokaal? As 'n waf met 'n kolletjie, wat noem ons daai vokaal nou weer? Enige iemand? Dis deel van die U vokale, U of O vokale. Wat noem ons daai vokaal? Hy het 'n spesifieke naam. Dis 'n vreemde naam. Begin met 'n S. Enige iemand? Alright, surek. Surek. So as hy 'n waf, so daai is 'n waf met 'n matres, ekskuus, dis 'n o-klank, nee, ekskuus, dis 'n nuwe, is 'n spesifieke konsonant, 'n vokaal op sy eie wat aan sy eie reëls volg. Alright. Surek. So ons het 'n resh, 'n vokaal wat 'n surek is met 'n matres by, en dan het ons 'n get met 'n patag onder hom. So as mens normaalweg sal mens dink, alright, ek moet hierdie woord uitspreek as ruga. Maar nou sien ons hierdie is 'n spesiale patag. Hy is onder die get, maar hy is so bietjie na die regterkant toe. As jy daar mooi kyk, so bietjie na die regterkant toe. So daar's nie baie sulke woorde nie, maar is 'n paar van hulle. En ruach is natuurlik 'n baie belangrike woord wat praat van die gees of die wind. So hierdie woord spreek ons uit as ruach. So ons spreek die a uit voor die get. Ons sê nie ruga nie, ons sê ruach. Okay, so dis maar net iets wat ons moet in gedagte hou. Ook het ons gaboa en nie gabuha nie. Alright? Gaboa. Dit is so ook daai woord sal uitspreek. Alright, hulle is nie so baie wat ons het nie, maar hierdie patag noem ons dan die virtef patag, okay? Patag vertibum is 'n ander woord vir hom, die Latynse term. Alright, en dan om af te sluit, hoe werk die, okay, nommer 11 gaan oor die alif, wat soms nie 'n alif is nie, hy is 'n baie moeilike konsonant. So, moet nie te veel daaroor worry nou nie, maar soms spreek nog nie uit nie, maar hy moet nie weggegooi word nie. So hy is soos daai familielid wat baie sensitief is, nee, jy moet hom nie misken nie, maar jy moet nie altyd aandag gee op hom nie, as ek nou so grappie kan maak, nee, jy moet hom maar sensitief hanteer, nee. So die alif, daar's 'n alif, wat 'n spesifieke alif, wat ons noem 'n silent alif, in 'n sekere mate. Alright, en dan die ander punt is die syllabification. Alright, so hoe werk die lettergrepe? Dis nou wat ek vir julle gesê het, nee. Ons kry tegnies net twee tipe lettergrepe, soos either CV of CVC, en dan moet jy ook maar net in gedagte hou die stres, hoe val die stres op hom, okay? 'n CV een is baie skaars, wat dit 'n konsonant en 'n vokaal is wat ongestres is, en dan 'n konsonant, vokaal, konsonant wat stres het.
soos hierdie voorbeeld byvoorbeeld, nê? Hulle is baie skaars. Alright. So en die tekenkies bo op die V wys vir ons wat se tipe vokaal dit is. Is dit 'n lang A, byvoorbeeld die V is maar net 'n plekhouer, nê? So die kappies en die streepies wys maar net vir ons is dit 'n lang A of 'n lang O byvoorbeeld of wat se tipe klank is dit. Alright, so daai twee wat so in wat bietjie 'n bietjie donkerder is baie skaars, maar jy kry dit wel. Alright. So weet maar net dit, die belangrikste is net daar kan net twee tipe syllables wees, either open of closed en ek moet die stres ook altyd in gedagte hou, want dit het ook groot impak in die woorde. Alright. So dit is dit. Alright. Dan die huiswerk wat jy hierso het, nê? Of byvoorbeeld die huiswerk die is, jy kan ook bietjie deur dit gaan net. Oefen dit so lank 'n bietjie. Dis altyd belangrik om die goed te leer ken, hè. Right, ons gaan nou klaar maak. Ek is volgende week nie beskikbaar nie. En dis afval vakansie. So ons sal weer oor 2 weke bymekaar kom. So ek sal vir julle dalk 'n bietjie huiswerk gee, dalk iewers dat julle net so 'n bietjie kan weer werk doen tussentyd. Want onthou 'n taal is 'n ding wat jy eintlik elke dag moet aanwerk, 'n nuwe taal. So jy kan nie vir 2-3 weke niks doen en dan eweslik dink jy gaan nou weer alles net onthou nie. Jy moet dit konstant maar oefen. En 'n belangrike ding om te leer, om juist te leer ken, is om jou vocab te leer, nie die woordeskat. So hier is 'n bietjie lyste woorde wat jy kan leer wat baie algemene woorde is. En dit sal goed wees vir julle om hierdie woorde te leer. Okay, dis dan al van my kant af vir vanaand. Baie dankie vir vanaand se klas dat julle hier was. Julle moet 'n geseënde week hê res van die tyd en sien julle dan oor as die Here se wil is oor 2 weke van nou. Okay. Julle moet lekker aand hê. Totsiens. Dankie.